Vriende, dit is my wonderlike voorreg en taak om u te verwelkom. Ek het dit al van tevore ook gesê, wanneer ons iemand verwelkom, dan wil ons eintlik weet wat gebeur, sodat ons kan weet hoe welkom ons is en hoe belangrik dit is. U is welkom in die geselskap van ons Skepper, ons Verlosser, wat deur baie eeue heen alles beplan het, sodat ons vanmôre hier kan saamsit. Welkom aan elkeen van u by hierdie geleentheid. Welkom aan die voete van die Here se genade. Welkom aan elke een wat geroepe is om voort te stap, die woestyn in saam te stap en die ark te dra. Welkom in Suid-Afrika. Vriende, in die gees daarvan sal dit vir my nou 'n wonderlike voorreg wees om vir Gert aan die woord te stel. Gert wat 'n student is van die geskiedenis, wat dit beleef het, u kan dit sien en aanvoel, saam met almal wat hom vandag hier gehelp het, om vir ons die boodskap te kon uitdra op sy spesifieke manier. Gert, ons het baie groot respek en waardering vir die manier wat jy dit doen. Ek het by sy verjaarsdag gesê, Gert is vir my eintlik 'n Moses in die kleine. Gert, ek stel jou graag aan die woord. Baie dankie, meneer die programleier, dat jy my aan die woord stel en vir jou vriendelike woorde. Baie dankie aan Bets vir die uitnodiging om hier op te tree vandag hier waar ons self woon, hier by die Oog. 'n Voorreg vir my om hier vandag te wees om die vertelling te doen, die geskiedenisvertelling oor die slag van Bloedrivier en die gelofte wat daarmee saamgaan. Nou vriende, toe ek vir een van my kleinkinders vra, wat is Bloedrivier? Sê sy, ja nee, sy weet baie goed. Dis een van die pla wat Egipte getref het. Miskien is dit dan nodig dat ons die vraag moet vra, ken ons mense ons eie geskiedenis? Ken ons mense ons eie geskiedenis? Nou, ek het al vir mense gevra, as hulle na die volgende prentjie kyk, wat is dit daar nie? Nou die meeste ouens kon sê, ja nee, dis 'n monument, hy staan in Pretoria. Nou wat so 'n monument is dit, waarvoor is hy? Kom ek agter, baie van die jonger geslag weet nie. Hulle weet nie wat is die voortrekkers nie, hulle ken nie die geskiedenis nie. En jy weet, Marlene van die Kerk, 'n skryfster het in 2010, in 'n skrywe wat sy geskryf het, 'n mond vol wilde brame, het sy vir die Afrikaner gesê, jy het nie 'n klou van jou eie geskiedenis nie. Miskien is dit waar, dat ons as Afrikaners, maar ons geskiedenis gebrekkig ken. En een van die oorsake is natuurlik, dat ons vak geskiedenis op skool, hier van die 1970s af nou nie eintlik meer 'n populêre vak is nie. Ek wat uit die onderwys kom en wat 'n geskiedenisonderwyser was, weet dit, die getalle vir ouens wat belangstel in geskiedenis het sterk afgeneem, hier van die 1970s af. Maar natuurlik, dis nou nie 'n verskoning waar agter ons kan gaan skuil en sê, maar die skool doen nie sy werk nie. Ek dink, ons as ouer, en ook ons as grootouers, moet dit besef. Ons moet volgens die gelofte van Bloedrivier self ons kinders inlig. Ons moet vir die nageslag vertel. Dis ons verantwoordelikheid. Maar nou bring dit my by 'n volgende vraag, vriende, en dit is dit dan nou regtig so belangrik? Is die geskiedenis dan regtig nou so belangrik? Gaan dit dan nie oor die toekoms nie? Laat ons liewer ons kinders leer van die toekoms en om die toekoms te hanteer. Natuurlik, ek stem volmondig daarmee saam. Maar luister wat sê Winston Churchill. Hy het gesê, the further backward you can look, the further forward you are likely to see. Hoe beter ons verlede ken, hoe beter ons weet waar ons vandaan kom, hoe beter sal ons ook onsself kan voorberei vir die toekoms. En 'n ander bekende skrywer, George Santayana, het gesê, luister mooi, those who cannot remember the past are condemned to repeat it.
Want sien, as ons nie leer uit die verlede nie, dan maak ons maar weer dieselfde foute. En Alexander Solzhenitsyn, 'n baie bekende Russiese skrywer, het gesê, 'n volk wat sy geskiedenis vergeet, sal sy vryheid verloor. En dames en here, miskien het daardie uur alreeds aangebreek vir die Afrikaner volk. Maar kom ons kyk na, wat is geskiedenis? Ek het nou hier 'n Christelike definisie van die geskiedenis. En dit is die verhaal van die groot dade van God. As ons ook geluister het na Jakes in sy inleiding, en ons soos wat ons aangaan, en ek vir u die geskiedenis vertel, gaan ons iets daarvan beleef. Wat is die geskiedenis? Dis die groot dade, die wonderdade van God. Kom ons kyk na wat in Psalm 66 staan, om dit te bevestig. Kom hoor wat God gedoen het, kom hoor van sy magtige dade onder die mense. Nou vriende, as ons nou die vraag herhaal wat ek nou gevra het, is dit dan nou regtig belangrik om die geskiedenis te ken? Dan is die antwoord 'n ondubbelsinnige ja. En by daardie ja wil ek byvoeg wat hieronder staan. Dat ons nie net die geskiedenis sal ken met ons intellek nie, maar dat ons dit sal verstaan. En dat ons ook iets van die gevoel van die geskiedenis sal kry en sal beskik. Nou ek wil die volgende vers wat in Psalm 78 staan, basies as vertrekpunt en as uitgangspunt neem vir my praatjie vandag. En daar staan, wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons voorgeslagte ons vertel het, verswyg ons nie vir ons kinders nie, maar ons vertel vir die volgende geslag van die roemryke dade van die Here, van sy krag en van sy wonderdade. Dames en here, ek het as geskiedenisonderwyser dikwels van die 5 vrae metode gebruik gemaak. Wat, wanneer, waar, wie, waarom. As ek dan 'n stuk van die geskiedenis vertel, dan gaan dit tog oor wat het daar gebeur? Wie's betrokke? Wanneer was dit? Waar het dit gebeur? En waarom het dit gebeur? Ek wil dit vandag ook doen as ek hierdie geskiedenis vir u vertel. So, die vraag wat het gebeur, gaan ek eers hanteer, en dan gaan ek kom by die wanneer. En by die wanneer is dit nie net belangrik om na die datum te kyk en te sê, o ja, nee wat ek weet, wanneer het Jan van Riebeeck hier aangekom? O, 1652. Maar jy weet, kinders in die skool het vir my partykeer geskrywe, o ja, 1652 of is dit nou 1562? Jy weet, dan kom jy agter, dis bloot net syfertjies. Hy verstaan nie die jaartal nie. En ek wil hê ons moet tydoriëntering doen om die jaartal te verstaan. En waar het gebeure afgespeel? Vra vir iemand nou, waar was die wêreld sokkerbeker in 2016? O, is in Brasilië. Want hy ken die woordjie, maar weet hy waar is Brasilië? Daar's 'n verskil. 'n Mens met 'n geografiese oriëntering ook doen om regtig te verstaan waar. Wie was betrokke en waarom? Dis nou daai lekker ding wat ons as ouens wat self op skool was en geskiedenis bestudeer het, niks van gehou het nie. As die onderwyser kom en hy sê, nou kom ons by die Franse Revolusie. Ons gaan begin by, wat is die oorsake van die Franse Revolusie? Ag jete meneer, ons wil die storie hoor, ons wil nie 'n klomp dinge hoor oor hoekom nie. Maar ek en jy weet vandag, oorsake van 'n ding, hoekom het iets gebeur, is baie belangrik. So kom ons kyk na wat. Wat is die slag van Bloedrivier? Nou, was dit 'n slag? Was dit 'n bomontploffing? Was dit 'n boom wat omgeval het? Dis 'n slag. Nee, dis 'n veldslag. Dis 'n oorlog, dis 'n geveg wat plaasgevind het by Bloedrivier. Maar daar is ook 'n tweede antwoord, want ons vraag is, wat is die gelofte? 'n Gelofte is aan God gemaak. Wat is 'n gelofte? 'n Gelofte is om vir die Here te sê, Here, as U, dan sal ek. Jakob by Bethel, Here, as U met my sal wees en dit sal doen en my sal sien, dan sal ek. En dit is wat 'n gelofte is, wat by Bloedrivier gebeur het. Kom ons kom by die wat, gaan ek nou nog baie oor sê, maar ek het die wat as 'n inleiding gebruik, ons sal later weer terugkom by wat. Kom ons kom by wanneer. Nou, wie van die ouens wat onder 20 is hier, kan vir my sê, wanneer het die slag van Bloedrivier plaasgevind? Is hier iemand wat wil waag? Jongman? Nee, hy wil nie waag nie. Daar aan hand erg.
Sien ek 'n hand daar iewers? Daar's 'n hand daar heel agter. Skree lekker hard. (1838). Joe, daar's 'n pa of 'n oupa wat regtig slim is daar. Kom ons kyk. Daar eerste enetjie, kom ons wie dit nou? Wie kon dit nou raai? 16 Desember. Wat vandag se datum? 16 Desember. Maar dis vir ons 1838 wat ook belangrik is. Ons moet weet 16 Desember 1838, maar dis nie al wat ons moet weet nie. Dames en here, as ons regtig 'n historiese, 'n tydsoriëntering wil doen, dan kan ons gebruik maak van tydlyne. Tydoriëntering doen ons deur middel van 'n tydlyn. Kom ons kyk wat is 'n tydlyn. Tydlyning is 'n voorstelling van tydsverloop op 'n reguit lyn volgens skaal. Ek wil dit beklemtoon dat dit volgens skaal moet wees. Nou soek ek iemand hier. Is hier iemand in die omgewing van 16, 17, 18 jaar? Of is hier nie iemand van daai ouderdom nie? Is hier iemand van 20? Daar sit 'n ouetjie. Daar sit 'n ouetjie wat nog nie wat 12, 13, 14, 15 is. Daar langs Merf, hoe oud is daai mannetjie? 12. So, kom ons vra vir hom, watter jaar is hy gebore as hy 12 is? 2004. Nou kom ons kyk nou hier van 'n tydlyn. Ek het nog gehoop ons gaan iemand kry wat in 2001 gebore is. Is daai jou daar sit 'n meisiekind, sy's in 2001 gebore. En nou weet jy, as ons nou die tydlyn van jou lewe trek, dan werk dit in die eerste plek dan moet 'n reguit lyn wees. Hy het 'n beginpunt en hy het 'n eindpunt. En hy moet volgens skaal wees. Op die linkerkant 2000, 2005, 2010, 2015 moet ewe ver uit mekaar wees. Dit gee vir ons perspektief. Nou in 2007 is sy skool toe, heel waarskynlik. In 2010, onthou jy het jy eerste gestaan in jou klas? Ja, sy sê ja. En sy het 'n rekord opgestel in atletiek in 2012, maar toe kom die belangrikste, wat het in 2014 gebeur? Sy het die eerste keer verlief geraak. En in 2016 is sy die tweede keer verlief geraak, en hoeveel keer gaan sy nog verlief raak, nee? Dis 'n tydlyn, so lyk 'n tydlyn. Reguit lyn volgens skaal. Maar kom ons kyk nou na die tydlyn van 'n deel van die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Op die linkerkant is ons tydindeling van 1825 tot hier by 2015. En nou kan ons 1838 gaan plaas op daardie lyn, op sy regte plek. En ons kan die ondersien waar's vandag, 2015, 2016. En ek het 'n paar ander belangrike gebeurtenisse ook bygevoeg. Daar lê die Anglo-Boereoorlog in 1899 tot 1902, Uniewording in 1961, en ek moet nou uit dit vra. Wie van ons mense was in 1961 in Pretoria by die inhuldiging van president C.R. Swart? Ja, hier's 'n paar hande. Nou ja, daar kan ons sien wanneer dit plaasvind, 'n belangrike gebeurtenis in ons geskiedenis. En dan natuurlik 1994 die stigting en die totstandkoming van die nuwe Suid-Afrika. Nou het ons 'n idee van tyd, maar ons het nou nog net een ding gedoen. Ek wil nou 'n volgende ding doen. Ons het die voorstelling van die tydlyn gedoen, maar daar's ook 'n tweede ding wat ons moet doen. Om regtig tydsverloop te verstaan, moet ons kyk na geslag. Nou dit het nou niks te doen met dit wat ons met 'n skaap of met die kalkoen gaan doen hier in Kersfeestyd om hom te slag nie. Wat is 'n geslag? 'n Geslag in die geskiedenis is die gemiddelde tydsduur van 'n ouer na 'n kind. En gewoonlik is dit omtrent 30 jaar. Kom ons vat nou weer daai meisiekind wat in 2000 en hoeveel gebore is? In 1. Kan jy vir my sê, in watter jaar is jou pa gebore? Nou maar jy hart skree vir my. 1974. Nou hoe lank is dit van 1974 tot 2001? Dis so amper 30 jaar, 27 jaar. Maar nou nog 'n belangriker vraag. En jou pa se pa? Skree dit vir my? Is dit nou oom Merf? 1937. Nou hoe lank is dit van 1937 tot 1974? Dis rondom 30 jaar. Dames en here, 'n geslag in die geskiedenis is 30 jaar. Kom ons vat nou weer ons tydlyn. En nou sit ons daar, ons
datums by. Nou daar staan heel onder aan die regterkant nou seun. Nou ons het nou hier 'n dogter gehad vandag. Kom ons kyk of ek baie bewe. Waarskynlik bewe ek baie. Ja, sommer erg. Daar is ons seun, pa 30 jaar vroeër. Oupa 30 jaar vroeër. Oupa grootjie 30 jaar vroeër. Hy's in 1910 gebore. Daar's oupa grootjie se pa. Hy's gebore in 1880. Daar's oupa grootjie se oupa, gebore in 1850. Sê vir my, kon oupa grootjie se oupa deelgeneem het aan die slag van Bloedrivier? Ek hoor nie. Nee, hoekom nie? Hoekom nie? Baie duidelik, hy's eers gebore na die slag van Bloedrivier. Maar oupa grootjie se grootjie kon dalk deelgeneem het aan die slag van Bloedrivier, alhoewel hy amper nog maar doek gedra het daai tyd, nee. Want hy was omtrent maar so 17, 18 jaar oud. Waarskynlik sal oupa grootjie se pa, as hy deel van die groot trek was, aan die slag kon deelneem. Dit gee vir ons, dames en here, 'n bietjie perspektief oor hoe lank 7 geslagte gelede het hierdie geskiedenis afgespeel. Dit was ons stilstaan by die vraag van wanneer. Kom ons gaan kyk nou na waar. Waar is Bloedrivier geleë? Nou, dames en here, nou kom ons antwoord die vraagie. Bloedrivier is in die noorde van die huidige KwaZulu-Natal, tussen Dundee en Vryheid. Maar nou moet ons hom op die kaart kan plaas. KwaZulu-Natal, ons het gepraat van KwaZulu-Natal, nou wie van hierdie jonger geslag kan nou vir ons sê, waar is KwaZulu-Natal? Daar het ons nou Suid-Afrika. Kan daai man van my sê, wat daai donkergroen ene, dis reg, daar het ons KwaZulu-Natal. En waar is ons vandag? Daar sit ons, nee, daar waar die bewerige liggie is. En daar sit ons, en hier is KwaZulu-Natal. Nou in die noorde van KwaZulu-Natal, Judith gaan vir ons aan asseblief, hierdie kaart is 'n bietjie dof, hierdie is KwaZulu-Natal, hierdie is die pad wat ons so dikwels ry. Wat is sy naam? Dis die N3, daar lê Van Reenenspas. Hier gaan ons af, Pietermaritzburg, en daar is Dubs, nee, daar is waar ons vakansie hou, hier langs die Suidkus. En daar lê die terrein waar die geveg van Bloedrivier plaasgevind het. Volgende keer, jong mense, as pa en ma afry Durban se kant toe, sê kom ons ry 'n bietjie daai pad oor Volksrus en Standerton, en as ons daar by Newcastle kom, dan draai ons af. En dan gaan kyk ons hoe lyk die terrein daar by Bloedrivier. Dames en here, ons het 'n idee waar dit plaasgevind het. Nou kom ons praat oor die wie. Wie was nou betrokke by die slag van Bloedrivier? As mense oorlog het, dan het jy minstens 2 opponerende groepe. Die Zulus en die voortrekkers. Voortrekkers, dis die boervolk. Kom ons sê dan, dis 'n deel van die Afrikanervolk. Daardie deel van die Afrikanervolk wat vanuit die Kaap getrek het en hulle in die noorde kom vestig het. Hulle het met die Zulus slaags geraak. Kom ons gaan kyk daar is die Zulus. Kom ons sê ietsie oor die Zulus. Op die regterkant het ons 'n foto van 'n standbeeld van Shaka. Onthou julle die televisiereeks Shaka Zulu? Ons van ons ouer mense daarna gekyk hier in die 1970s, 80s. En dit was in 'n sekere sin die stigter van die Zulu volk, alhoewel daar sy pa Senzo Zakona was al voor hom ook die koning van die Zulus, maar die Zulus was 'n klein volkie. En Shaka het hulle opgebou tot 'n magtige oorlogsmasjien, deur wat later in die geskiedenis bekend geword het, deur die Defakaan te begin. Dis nou 'n Zulu woord, en dit is die uitroei van ander volke en die inlyf daarvan by hom. Hulle het die mans doodgemaak van ander volke, die vrouens en kinders by hulle ingelyf, en so die Zulus in 10-20 jaar vir 10 dubbel in 'n baie groter volk geword. Maar soos dit so dikwels gaan, iemand wat lewe van geweld, sterf ook deur geweld. En Dingaan het Shaka vermoor en aan sy plek koning geword. Nou dis nie heeltemal die manier wat ons vandag doen nie. As ons van ons koning ontslae wil raak, ons president, dis nie die manier wat ons dit doen nie. Ons stem hom uit. Dames en here, hier is Dingaan, maar aan die
drag wat die kleredrag van Dingaan en Shaka kan ons sien, hulle is nie heeltemal dieselfde kultuur as wat ons het nie. Want hulle het nie eintlik die klere geken wat ons ken nie. Ons mense het anders opgetree as hulle. Nie net wat kleredrag betref nie. Kom ons kyk na die voortrekkers. Ja, kom ons sê eers waar die Zulus gewoon het. Die Zulus, hierdie kaartjie is nou nog slegter as nou se kaart. Die Zulus het in hierdie tyd van die groot trek gewoon hoofsaaklik noord van die Tugela rivier. Hoofsaaklik in daai gebied, net weer om onsself te oriënteer, hier is Durban. Ja, lê van Renenspas, hier loop die N3 af, en dit is waar die Zulus gewoon het. Kom ons praat oor die voortrekkers. Die voortrekkers was op daai stadium besig om te trek vanuit die Kaapkolonie onder die Britse gesag uit. Britte het in die Kaap regeer, om onafhanklik te wees in hulle eie vrye republiek. Hulle doelwit was Natal, hulle leier was Pieter Retief. As ons na die volgende kaart kyk, kan ons hier sien, hier regeer die Engelse in die Kaap. Dis hoofsaaklik die boere wat in die oosgrensgebied gewoon het, wat noordwaarts trek oor die Oranje rivier of die Groot rivier, soos hulle daai tyd gesê het, vandag praat ons van die Gariep. En dit is die route wat hulle gevolg het. Hulle het geweet van wat in die binneland aan die gang is. Die boere het die Xhosas geken, hulle het die Pondus geken, hulle het van die Zulus geweet. Daar was ekspedisies voor die trek plaasgevind het in die binneland in om te gaan kyk wat gaan in die binneland aan. En hulle het daai kant toe ook gegaan en gesien, droog. Nee, ons wil nie so intoe nie. Ja, party het gesê ons moet so intoe gaan. Louis Trichardt het onder andere Soutpansberg toe getrek. En dis waar die naam van die dorp Louis Trichardt vandaan kom daar in die noorde. Maar die grootste van die groep van die voortrekkers het gesê, ons gaan Natal toe. Natal het hulle geweet lê oop as gevolg van die uitroeiingsoorloë van die Zulus. Shaka het hierdie gebied skoon gemaak en dit was die aangewese gebied waar Pieter Retief sy mense wou gaan vestig. Maar hy het ook geweet wie's die mag met wie hy in rekening moet hou. Want Dingaan wat daar gewoon het nog steeds gesê, maar dis my gebied, hierdie hele area behoort aan my, alhoewel my volk net daar woon. En daarom het Pieter Retief vir Dingaan gaan sien om te onderhandel oor daardie gebied. Dis wat daar staan, die onderhandelings vind plaas. Retief was 2 keer by Dingaan om te onderhandel. En daar het 'n traktaat tot stand gekom. Daar waarin Dingaan sê ek staan die grond af. En dames en here, hier het ons die afskrif van die traktaat, die Retief-Dingaan traktaat, opgestel deur die sendeling wat by Dingaan gesetel was, daar in sy stad Umgungundlovu. Hierdie traktaat is in Engels opgestel, want die sendeling Francis Owen kon nie Afrikaans of Nederlands praat nie, en ook nie Zulu so goed nie, en die kon hy in elk geval nie skryf nie, so dit is in Engels opgestel. En daar staan, know all men by this, that I, Dingaan, staan aan Pieter Retief en sy mense, die grondgebied af tussen die Tugela en die Umzimvubu, en van die Drakensberge tot by die see, en dan staan hierdie daar, as hulle ewigdurende eiendom, as hulle everlasting property. Dit het Dingaan gedoen. Dames en here, nou kom ons by die volgende vraag. Nou waarom dan oorlog? Waarom breek daar oorlog uit tussen die Zulus en die voortrekkers? Alles is mos nou honkie-dorie. Dingaan staan dan die grondgebied af. Maar die probleem is, Dingaan het nie baie mooi verstaan hoe werk 'n traktaat nie. En daarom moes die boere op die ouend vir hulle grond veg. Ja, hulle grond was wettiglik hulle grond. Dingaan het die traktaat geteken, maar Dingaan verstaan min van regverdige verhoudings met ander en die betekenis van traktate. Hy het gesê, dis nog maar steeds my gebied. Dis die eerste rede vir die slag van Bloedrivier. Die tweede rede het te doen met die voortrekkers se beginsel van die strafreg. Die voortrekkers het geglo, en met hulle kinders ook, as die kind stout is en hy oortree, jy het geken, jy het ook met die eie kind gedoen, dan kry jy laaitjies. 'n Kind wat oortree, moet gestraf word, dan leer hy om dit nie weer te doen nie. In die groot politiek werk dit so, as 'n volk dan oortree het,
dan moet hy gestraf word. As hy dan onreg gepleeg het, moet hy gestraf word. En dit is wat die voortrekkers geglo het. Daarom het die voortrekkers 'n strafekspedisie teen Dingaan aan die gang gesit. Nou is die vraag, nou wat het Dingaan dan gedoen wat verkeerd is? Hy het dan so 'n mooi traktaat geteken. Nou dames en here, daar's 'n klomp onregte wat gepleeg is deur Dingaan teen die voortrekkers in 1838. Hier het ek geskryf, dis 'n reeks gruweldade van die Zulus teen die voortrekkers. En kom ons lys hulle. Die verraderlike moord op Pieter Retief en sy 70 man. Toe Dingaan sy kans het en Retief is daar by hom, hy het klaar die traktaat geteken, maar hier's Retief en sy 70 manne in sy kraal. Het hy 'n verraad gepleeg en hy het eenvoudig vir Retief en sy 70 man vermoor. Dit was op 6 Februarie 1838. Daarna, tweede ding, wat bekend geraak het in die geskiedenis as die grootmoord, het Dingaan sy impies uitgestuur, sy soldate uitgestuur, na die niks vermoedende voortrekkers wat in hulle laars gestaan het, daar in die weste kant van Natal, wat nou wag dat Retief moet terugkom. En hulle val hulle aan in die nag van 17 Februarie 1838. En daar word manne, vroue, kinders vermoor. Meer as 250. Die syfers wat ek gelees het is 43 mans, 56 vrouens, 185 kinders is gruwelik vermoor in daardie nag. Derde ding, die voortrekkers het toe op daai stadium besluit, nou moet ons gaan veg teen die Zulus. Hulle het probeer by Italië, maar weer eens nie geslaag nie. Die Zulus het hulle in 'n hinderlaag gelei. En daar is 'n klomp voortrekkers dood, onder andere die leier Piet Uys. 'n Volgende een was Vegelaar. Nou die voortrekkers saamgetrek in laars by mekaar. Hulle trek hulle Ossewaans teen mekaar, maar bind hulle mekaar vas en daar wag hulle dat hulle veilig kan wees en die Zulus kom val hulle daar aan. Die aanval op Vegelaar was 2 dae lank. Daar was min ongevalle, maar baie beeste is weer eens gesteel. Dit is die onreg wat gepleeg is deur die Zulus teen die voortrekkers daar in 1838 in Natal. En dit is die rede vir 'n strafekspedisie. Nou kom nou by die tweede gedeelte van die wat. Wat het gebeur? Wat het net voor hierdie strafekspedisie gebeur? In die eerste plek was daar 'n nuwe leier. Jy weet die voortrekkers was hoogs in die nood. Piet Retief dood. Piet Uys dood by Italië. Gerrit Marits, wat ek nie van gepraat het nie, is oorlede in September, 23 September aan maagkanker. En Hendrik Potgieter, al wat oor is, het gesê, nee wat, ek trek weg van Natal af. En hy het Transvaal toe getrek en gesê, ek stel nie langer belang in wat aan die gebeur is in Natal nie. So die voortrekkers in Natal is leierloos en daarom het hulle 'n nuwe leier gesoek. Nou Andries Pretorius was reeds tevore in Natal, hy het kom kyk en hy het gesien, ja, dis pragtig, ek gaan deelneem aan die groot trek, hy het sy mense gaan haal en hy kom aan in Natal in November 1838 en hy word gekies as die nuwe hoofleier van die trek. En sy eerste taak is, gaan straf Dingaan, maak vir ons dit veilig dat ons in hierdie land kan woon. Andries Pretorius se oorlogstrategie. Wat het hy gedoen? Hy het gesê, ons vat net manne wat kan veg. Hulle het gepraat van weerbare manne saam, want ons gaan 'n gevaarlike wêreld in. Daar's 'n mispersepsie dat daar vrouens in die laar was by Bloedrivier. Daar was, ja, hulle sê daar was een vrou, die kanon, Grietjie. Maar verder was daar net mans. 470 van hulle is saam met Andries Pretorius in Zululand in. En hy het gegaan met Ossewaans. Hy het gaan oorlog maak met Ossewaans. Die boere het gewoonweg op hulle perde gegaan. En dan het hulle die gebiede ingeval waarin die vyand was. Hy sê nee, dit het nie gewerk nie, want hulle het ons in 'n hinderlaag gelei by Italië nie. Ons gaan met Ossewaans. En ons trek elke aand laar. Dit beteken hulle kom sit die waans teen mekaar, maak hulle vas, wag binne dat as die Zulus kom, hulle daar kan verdedig. Daar was 'n baie streng militêre dissipline. Daar was 'n hoofkommandant. Die kommandant-generaal in die eerste plek en dan 'n hoofkommandant en ander kommandante en veldkornette. Behoorlike stelsel van dissipline dat elke man presies geweet het wat hy moet doen. Dis oorlog. Ons manne wat die oorlog ken in Angola weet hoe behoorlik 'n mens dissipline organiseer in die oorlog. Nee Jan, jy sal mos nou weet.
Die roete wat hulle getrek het was noordwaarts as gevolg van die Vaalrivier. Kom ons kyk op die kaartjie. Eintlik, as ons daarna kyk, sal ons sê, maar Andries Pretorius moes nou sommer daarvan af reguit gery het, so toe gegaan het met sy ossewaans. Maar 1838 was 'n besondere reënjaar. Die riviere was geweldig vol, en daarom besef Pretorius, hy sal noordwaarts moet gaan om daar oor te gaan, waar die riviere nog klein is. Dis nie moontlik om met sy ossewaans daar deur te gaan nie. Die slag van Bloedrivier het daar plaasgevind, by daai rivier. Dis die rivier wat later van jare nou genoem is Bloedrivier. Ons is besig met die wat. Daar is 'n gelofte afgelê. Nou, baie interessant, die vader van die gelofte was Andries Pretorius self, die kommandant-generaal. En hy het by Sarel Silje, die godsdienstige leier, gekom en vir hom gesê, ek het 'n plan dat ons dit moet doen. Elke aand is daar bidtuur gehou, elke aand is daar kerk gehou in die laar. Maar kom ons gaan ook en ons lê 'n gelofte af. Die interessante is, Sarel Silje het gesê, wag, ek dink nie dis die regte gedagte nie. Hy skryf later, ek ben beswaard dat wy die dag sal vergeten en sal verwaarloosen, en dat die toren des Heren dan tegen ons sal ontbranden. Ek was bekommerd dat ons môre oormôre hierdie dag gaan vergeet en ons gelofte gaan vergeet, en dan gaan die toren van God teen ons ontvlam. Hy het geweet wat staan in Prediker. As jy aan God 'n gelofte gedoen het, moet jy nie versuim om dit te betaal nie. Jy moet liewer vir hom niks beloof nie, as om te beloof en nie te betaal nie. Uiteindelik het Andries Pretorius en Silje ooreengekom, kon ons gaan vra vir die mense. En daarom het hulle 3 dae gevat om al die mense te toets. Moet ons dit doen of moet ons dit nie doen nie? En daar was eensstemmigheid, kom ons doen dit. Daarom is die gelofte op die ou end afgelê. Hy is afgelê op 9 Desember 1838. En as mens na die woorde van die gelofte kyk, en ons gaan dit nou doen, dan sal ons sien, hulle het hulle afhanklikheid van God besef, en hulle het hulle vertroue op God geplaas. Die gelofte is daarna elke aand herhaal, 9 Desember, 10 Desember, 11 Desember, tot die aand van die 15de. Nou op die 15de Desember, het die verkenners aangekom en gesê, die hoofmag van Dingaan is aan die kom. En Pretorius het toe sy laar getrek op 'n gebied wat later gebleik het 'n baie wyse besluit te wees. Hierdie is 'n voorstelling van meer as 100 jaar gelede van die plek waar die slag plaasgevind het. Daar was 'n rivier, hier is die rivier, daar staan nou Blood River, in die begin was hy die Nkome rivier. En hier loop 'n sloot, is 'n diep sloot van omtrent 3 meter diep, wat hier van 'n koppie afgeloop het. Hy is wel droog, maar hy het die laar kon beskerm aan hierdie kant. Nou het Andries Pretorius gesê, kom ons trek ons laar daar. En daarmee dwing ons die vyand, as hulle ons wil aanval, om van daardie kant af aan te val. Die Zulu se tipiese manier van aanval is, op 'n lang afstand kom hy aangehardloop met sy skild en sy steekassegaai, voluit hardloop hy. Hy moet 'n goeie 500-600 meter hê om te hardloop. En dan, as hy val, vir een of ander rede kom die ou wat agter hom is verbygehardloop. Nou kan hulle dit nie doen vanuit hierdie kant nie, want die rivier keer. Hulle kan dit ook nie van hierdie kant af doen nie, want die Donga keer. Met ander woorde, Andries Pretorius kon sy hoofmag, die meeste van sy 470 man, op daai kant konsentreer, sodat hulle gereed is as die Zulus van daai kant af aanval. Dames en here, 16 Desember, Sondag 16 Desember, het aangebreek, 5:00 die oggend, in Natal kom die son op. En die Zulus het aangeval. Die veldslag het in 2 fases verloop. Die eerste fase is die Zulus storm met assegaaie en die voortrekkers skiet met hulle pangewere vanuit die laar. Nou kom ons kyk net na die volgende prentjie. Daar is die tipiese Zulu wapen, hy het 'n skild en hy het sy spies. En hier is dan nou die geweer waarmee die boere in die laar gelê het. Natuurlik was tegnologies gesproke die boere se wapens baie beter as die van die Zulus. Maar nou moet ons ook nie vergeet nie, dis nie 'n outomatiese geweer, wat jy net eenvoudig, as die Zulu so aankom, dan sê jy trrrr nie. Jy kon, as jy baie goed gelaai het, 1 skoot per minuut skiet. Want dis 'n voorlaaier.
wat jy so regop moet sit. Dan gooi jy nou jou kruit in. En dan vat jy jou laaistok en dan stamp jy jou kruit vas. En dan sit jy jou laaistok neer. Dan vat jy nou jou koel of lopers soos hulle van gepraat het. Dan gooi jy nou die in. Dan stamp jy hulle nou vas. Dan vat jy nou 'n klein olielappie en dan druk jy hom in en dan maak jy hom vas. En dan is jy gereed om jou skoot te skiet. En in daai tyd het die Zulu verder as 10 meter gevorder nader na jou toe. So dis in elk geval skrik aanjaend dat 20.000 op jou aangestorm kom. Met die eerste skote wat geskiet word, ja, is daar 470 gewere wat praat, maar die tweede na 'n minuut praat hulle eintlik eers weer. So dit was in elk geval nie so maklik wat as 'n mens dink daar was gewere teen Assagaaie nie. Dames en here, hoe die geveg verloop. Die geveg het verloop in 3 fases, in 3 aanvalle in die begin, waar die Zulus kom en die boere aanval. Die eerste een was baie kort, 5 minute. Na 'n kwartier het die tweede een gekom van omtrent 'n kwartier lank. Na hom so 'n halfuur tot hulle weer georganiseer toe die derde aanval plaasvind, 'n uur en 'n half lank. 'n Uur en 'n half wat hulle almekaar storm en storm en storm. Maar nie een Zulu het ooit uitgekom by die waans nie. En toe het die Zulus begin weifel. En toe sien Andries Pretorius, nou is dit die tyd. Nou is hulle wil begin vlug. En toe sê hy, my manne op julle perde, nou gaan ons hulle agtervolg. Want nou is hulle nie gereed om ons in 'n hinderlaag te lok nie. Daar word beweer dat dan meer Zulus gesneuwel het van die aanval van die boere teen die Zulus as wat rondom die laar gelê het. Maar die getalle is uiteindelik dat daar 3000, staan dit ergens, 3000 Zulus gesneuwel het die dag. Aan die kant van die boere, 3 voortrekkers lig gewond. Onder andere Andries Pretorius. Hy is in die hand getref deur 'n Assegaai. Ons ken hom dat hy dikwels op foto staan met sy hand so in 'n wat is die mooi Afrikaans vir 'n sling. En dis as gevolg van die hand wat beseer was. Die mag van Dingaan was gebreek. Dames en here, die voortrekkers het 'n gelofte afgelê. Sê Here, as U vir ons help, dan sal ons. Die vraag is, het die Here gehelp? Het die Here gehelp? Kom ons kyk na die volgende, die wonderdade van God by die slag van Bloedrivier. Eerst een is die gevegsterrein. Jy weet, ons sê ons iets het toevallig gebeur. Toevallig het die boere en die Zulus bymekaar gekom op 'n plek waar die boere baie goed gepas het, 'n rivier en 'n donga. Sodat Andries Pretorius hierdie geveg so kon konstrueer. Toevallig. Nee, ons sê toeval die lig, nee. 'n wonderwerk van God. Die tweede ene, die strategie van die voortrekkers, om nie met hulle perde van die begin af te gaan nie, maar om met waans te gaan en vanuit die laar die aanval dan nou van die Zulus te trotseer. Hoekom is dit gedoen? Dit kom van God af. Die Zulus het nie die donker aangeval nie. Jy weet, op 17 Februarie by die grootmoord by Bloukrans en Wenen, het die Zulus in die nag aangeval. Hier het hulle nie in die nag aangeval nie. Hulle het die middag 4:00, 5:00 was die hele laar omring en hulle het gewag vir die volgende oggend om aan te val. As hulle die nag aangeval het, was dit waarskynlik 'n ander storie. Daardie nag het die mis toegeslaan. Nou, ons wat Noord-Natal ken en die Platoorrand ken, wanneer trek mis op die volgende dag? As die son warm skyn. 5:00 daai oggend is die mis weg, voordat die son die mis kon wegvat. As die mis nog daar was, sou die Zulus in die mis nader gekom het en die voortrekkers sou nie so effektief kon skiet nie. 'n Baie belangrike ander ene, dit het nie gereën nie. Natal in 1838 was 'n nat jaar, baie reën, maar nie op 16 Desember 1838. Toe reën dit nie. As dit gereën het en die boer vat sy kruit om dit in te gooi in die geweer, dan word dit nat. En nat kruit kan nie ontbrand nie. Dan sou daar 'n katastrofe gewees het. En die laaste een, die voorlaaste ene, die osse en perde wat binne hierdie laar was, het nie so rond gestorm en uitgebreek dat dit 'n probleem vir die boere was nie. Veral om die feit dat Andries Pretorius se mense skiet aan die een kant. Tipies sal die os en die perd na die ander kant toe vlug. Miskien nou nie die perd soveel nie, want hy's gewoond aan dat op van sy rug af geskiet word, maar die osse. Maar hulle het dit nie gedoen nie.
hulle het onder beheer gebly. Die omvang van die oorwinning, 3000 gesneuwel teen 3 lig gewond. Dames en here, God was betrokke by die slag van Bloedrivier. Dames en here, ek dink dis vanselfsprekend dat die voortrekkers daardie aand in groot dankbaarheid vir die Here gesê het, dankie o God dat U ons gebed verhoor het, dankie dat U ons gelofte gehoor het. Net voor ons aan die gelofte kyk, een van die resultate van die slag van Bloedrivier is dat hulle republiek kon stig en hulle eie vlag kon hê in Natal, want nou kan hulle grond wettiglik beset. Maar kom ons kyk na die gelofte. Hierdie gelofte is opgeteken deur Sarel C.E. Hy was die persoon wat die leiding geneem het met die aflê van die gelofte. Nou, dit is baie duidelik dat die gelofte nie presies in die begin volledig neergeskryf is nie. Dit is maar in sy gebed wat hy die woorde gebruik het. Maar Jan Bantjies, die sekretaris van Andries Pretorius, het wel die woorde naaste by neergeskryf en Sarel C.E. het later die woorde gaan skryf. Die woorde wat vandag aanvaar word as waarskynlik die naaste aan korrek. Myn broeders en medelandgenoten, hier staan wy tans op een oogenblik voor een heilige God van hemel en aarde, om een belofte aan hem te beloven. As hy met sy beskerming met ons sal weesen en ons vyand in ons handen sal geven, dat wy hem oorwin, dat wy dan die dag en datum elk jaar als een verjaardag en een dankdag, soals een Sabbat in zijn eer sal doorbrengen. En dat wy een tempel tot zijn eer stichten sal, waar het hem sou behagen. En dat wy het ook aan onze kinderen sal zeggen, dat zij met ons erin moeten delen, tot gedagtenis ook voor onze opkomende geslachten. Want de ere van zijn naam daardoor sal verheerlik worden, dat de roem en eer van onze oorwinning aan hem sal worden gegeven. Dames en here, hulle 3 dinge beloof, om die dag elke jaar te herdenk tot eer van God, om hulle kinders en nageslag te betrek by die gelofte en om 'n kerkgebou op te rig. Hulle het toe die kerkgebou opgerig. In Pietermaritzburg in 1840 is die geloftekerk in gebruik geneem en daardie kerkie staan vandag nog. Vandag is hy 'n voortrekker museum. In Pietermaritzburg, die moeite werd as jy weer 'n slag Durban toe ry. Gaan kyk 'n bietjie na hierdie pragtige kerkie. Langsom is die nuwe geloftekerk in 1971 gebou, toe daardie ene nou 'n museum, die ou ene 'n museum geword het. Dames en here, ons het vandag begin deur te sê, ken ons volk ons eie geskiedenis. Ons het gesê, dit is belangrik om dit te ken en verstaan. En ons het gekyk na 'n Christelike siening van die geskiedenis. En ons uitgangspunt was Psalm 78. Kom ons lees weer Psalm 78. Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons voorgeslagte ons vertel het, verswyg ons nie vir ons kinders nie. Maar ons vertel vir die volgende geslag van die roemryke dade van die Here, van sy krag en van sy wonderdade. Dames en here, wat is ons boodskap vandag? Die slag van Bloedrivier en die gelofte van Bloedrivier bevestig 'n tweeledige waarheid. In die eerste plek, ons, die nageslag van die voortrekkers, het 'n plek en 'n reg in hierdie land. U weet, daar is stemme wat opgaan deesdae. Sê nee, maar hierdie klomp ouens is koloniaal, hulle kom van Europa af. Hulle het die grond in elk geval hier op 'n onwettige wyse in die hande gekry. Hulle het nie regtig 'n plek in hierdie land nie. Ons sê nee, op grond van die geskiedenis, op grond van dit wat ons gehoor het, wil ons saam met Dirk Herman in sy boek sê, basta, ons voetspore is in Afrika. In hierdie land het ons 'n plek. In die tweede plek, hierdie volk, waarvan ek en jy 'n deel is op 'n besondere manier aan God verbind. En ons, dit plaas op ons 'n verpligting om 3 dinge te doen. Nommer 1, om te onthou. Wat moet ons onthou? Ons moet die wonderdade van God onthou. Nommer 2, ons moet vertel. Aan wie moet ons vertel? Aan die volgende geslag. Aan ons kinders en ons kleinkinders. Nommer 3, ons moet gaan leef
Dames en here, as ons maar net op 16 Desember by mekaar kom en sê, Here, hier is ons onthou, dan is dit maar net een ding. Daar's 'n tweede ding. Ons moet gaan leef. Ons moet elke dag onthou dat ons kinders van God is wat op 'n besondere manier deur hom bewaar en beskerm is. Daarom kom ons gaan leef elke dag as kinders van God. Baie dankie dat jy na my geluister het. Gert, baie dankie. Vriende, ons het dit beleef wat hy vir ons gesê het en ons waardeer die voorbereiding en ons is baie diep dankbaar dat die Here vir ons die geleentheid gegee het om so by mekaar te kom vandag. Gee maar net die geleentheid om etlike persone dankie ook te sê. Die eerste ding wat ons wil beklemtoon is baie belangrik dat Roelof Bouwer, Gert hulle se seun, het 'n video-opname gemaak van die hele geleentheid. Hierdie video, hierdie DVD, sal te koop aangebied word teen R130 en die bestellings kan geplaas word by Judith aan die agterkant van die saal direk na die geleentheid. Ek dink hierdie is iets besonders. Die gedagte het ontstaan by Bet Skoonwinkel wat gesê het, soveel van ons kinders is oor see. Hulle weet nie meer van hierdie verbintenis en hierdie verpligting en hierdie voorreg wat ons het nie. Kom ons maak 'n video wat ons kan beskikbaar stel aan ons kinders. En ek dink nie dis net die kinders wat oor see is nie. Dit is al ons kinders en kleinkinders. Moet daarvan kennis neem. Baie dankie vir daai gedagte en dankie vir die uitvoering daarvan. Gert, deur julle en deur Roelof, dat ons dit wel beskikbaar sal hê. Verder moet ons baie dankie sê vir die persone wat ons dataprojekte gedryf het en bestuur het en so netjies gedoen het. Dit was gewees Meinhard en Judith. Here, ons glo dat dit maak dit vir ons baie meer visueel en baie meer konkreet en prakties. Baie dankie vir julle insette. Veral moet ons vir die KVV baie dankie sê vir die voorbereiding en die betrokkenheid by hierdie geleentheid. U weet, en ook die betrokkenheid deur die jaar wat hierdie plek vir ons kan laat lyk soos wat dit nou is. Ons sê vir julle baie dankie daarvoor. Ons sê ook dankie vir Jan en Petro de Lange, wat altyd betrokke is en vir ons help met ons klank. En dan hierdie voorkoms van hierdie verhoog is besonders. Dis so lekker, dis so boers, dis so Afrikaans en Loen en Willie Klopper het baie hard gewerk om dit vir ons so te kry. Ek dink hulle verdien ook 'n handeklap daarvoor. Vriende, dan het ons die bale, hierdie bale is goudwerk, jy kry hulle nie sommer te leen nie. Ons moes daarvoor betoog het en hulle het moeite gedoen om dit te kry. Dankie vir die atmosfeer geskep deur hierdie bale, wat ons by Lalele Krokodilplaas kon gekry het. Ons waardeer dit baie opreg. Mense vir wie ons dikwels te min dankie sê, verdien dit. Ons moet vir Elsebie en vir Driekie baie dankie sê dat hulle altyd op bystand is, altyd gereed is, altyd gewillig is, altyd vriendelik is om daar te wees as daar iets gereël moet word, reggesit moet word, georganiseer moet word en as daar 'n noodsituasie sou ontstaan met die krag. Ek dink hulle verdien dit ook. Vriende, en dan Johan van Nieuwenhuizen, hulle het baie hard gewerk, hulle het probeer om vir ons die dataprojekte se kabel en dinge reg te kry hier bo by die dak, wat ons ongelukkig nie kon doen nie, maar die gewilligheid was daar op hierdie dag. Hy en sy span het dit probeer doen vir ons en ons sê baie dankie daarvoor. Vriende, dan ten slotte is my taak afgehandel daarmee dat ek by voorbaat baie dankie sê vir Jan Bouwer ook wat die diens vir ons gaan waarneem. Baie dankie dat julle so inskakel, al hierdie goed vra voorbereiding en beplanning en vra vir my ook spanning. Want 'n mens weet wat jy wil oordra is belangrik, maar jy is ook bewus van jou tekorte. En daarmee is my taak dan afgehandel. Baie dankie. Vriende, kom ons staan.
Ons het lank genoeg gesit. Ons staan almal en ons bid saam en daarna sing ons 'n loflied tot eer van die Here. Hemelse Vader, as ons luister na ons geskiedenis waar u groote genade en u sorg vir ons volk gewys het, dan kan ons nie anders as om te wil sê, hoe 'n groot voorreg om aan u te behoort, om deel te wees van hierdie volk, om u ook nou net te kan loof en te kan prys, en te kan reageer op ons geskiedenis deur te sê, hier is ons wil hierdie dag as 'n dankdag, as 'n feesdag tot eer van u naam vier nie. Here, daarom wil ons graag ook dan uit u woord 'n boodskap kry, wat uit u hart tot ons harte en tot ons lewens verder ook sal spreek. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sing tot eer van die Here. Psalm 105. Vriende, ons skriflesing is Hosea hoofstuk 11. Die opskrif in die ou vertaling is die liefde van die Here en die ondankbaarheid en weerspannigheid van Israel. Toe Israel 'n kind was, het ek hom lief gehad. En uit Egipte het ek my seun geroep. Dis die uittog uit Egipte, die slawehuis. Hoe meer die profete hulle geroep het, dit is nou toe hulle in die beloofde land is en wil wegdwaal. Hoe meer die profete hulle geroep het, des te meer het hulle van hulle af weggeloop. Hulle het aan die Baals geoffer en vir die gesnede beelde rook laat opgaan. En ek self het Ephraim leer loop. Ek het hulle op my arms geneem, maar hulle het nie erken dat ek hulle genees het nie. Met mensebande, met koorde van liefde het ek hulle getrek. En ek was vir hulle soos diegene wat die juk van hulle kakebeen af oplig. En ek het my na hom neergebuig, ek het hom voedsel gegee. Maar nou 'n oordeel oor hierdie volk. Hy sal na Egipte land nie terugkeer nie.
Maar Asser, die sal sy koning wees. Hulle gaan na Assirië toe weggevoer word, omdat hulle geweier het om hulle te bekeer. En die swaard sal geswaai word in sy stede en sy grendels vernietig en verteer weens hulle planne, want my volk dwing hom van my afvallig te word. En as die profete hom roep na bo, rig hy hom glad nie op nie. Nou, die verrassende. Hoe kan ek jou oorgee, o Efraim? Efraim is die 10 stamme. Jou prys gee, o Israel? Hoe kan ek jou maak soos Adma, jou gelykstel met Seboam? Dit is Sodom en Gomorra wat met vuur verteer is. My hart is omgekeer in my. Tegelykertyd is my medelee opgewek. Ek sal my toorngloed nie laat geld nie. Ek sal Efraim nie weer te gronde rig nie. Want ek is God en nie 'n mens nie, die heilige in jou midde. En ek sal nie kom in grimmigheid nie. Hulle sal agter die Here aantrek. Hy sal brul soos 'n leeu, want hy sal brul en die kinders sal sidderende van die seekant aankom. Dis nou terugkom uit die ballingskappe. Hulle sal sidderende aankom soos 'n voeltjie uit Egipte en soos 'n duif uit die land is Asser. En ek sal hulle laat woon in hulle huise, spreek die Here. Vriende, ek dink, daar is seker 'n hele klompie van ons wat hier is, wat beleef het, dat ons die oudste kind was in 'n huisgesin waar daar ander kinders was, en dat pa of ma ons gevra het, gaan roep asseblief vir kleinbloed of klein sussie. En dan hardloop daai klein kindjie net weg. Dis iets soortgelyks, waarvan ons hier gelees het in hierdie hoofstuk. God het sy kind Israel deur die profete teruggeroep na hom toe. Dis vers 2. Maar hoe meer hulle geroep het, des te meer het hulle van hulle af weggeloop. En dan in vers 5 tot 7 het God 'n oordeel oor hierdie volk vir hierdie sonde van hulle uitgespreek. Hulle sal in ballingskap na Assirië toe weggevoer word. Hulle stede sal vernietig word. Eintlik sou die volk uitgeroei geword het. Maar waarom? Het hulle dan verskriklike sondes van moord en van oorspel gepleeg? Nee, die kern van hulle sonde waaroor hierdie oordeel van God oor hulle gaan kom is ondankbaarheid, soos die opskrif vir ons sê. Onoplettendheid vir die seëninge van die Here. Ja, ons is so geneig om te dink 'n oordeel van God kom net wanneer die vreeslikste sondes gepleeg word. Maar wat hier vir ons geleer word is die nie opmerk van die goedheid van God nie is genoegsame motief vir die oordeel van God oor sy volk. Kyk net hoe onopmerksaam was Israel gewees. Toe Israel nog 'n kind was, het God hom lief gehad. Toe Israel nog 'n jong volk was, het God hom lief gehad. En die woord vir liefde hier in die Hebreëus is verbondsliefde. Dit laat die klem val op die verkiesende genade van God. Israel het niks verdien nie. Dis uit louter genade dat God hierdie volk as sy uitverkore volk gekies het. Ja, Israel het niks gehad waarop hy kon roem nie. Hy was 'n slawevolk gewees daar in Egipte. Maar God se genade oor Israel was nog oorvloediger gewees. Op grond van hierdie liefde, op grond daarvan dat hy Israel uitverkies het, het hy Israel toe uit die slawehuis uit Egipte uitgelei. Hy het hom uitgeroep na hom toe. Deur die uittog uit Egipte waarvan ons lees in Exodus, is van die mees prominente seëninge wat die Here gegee het, wat in die Bybel beskryf word, beskrywe. Israel het voorwaar die liefde van God op wonderbaarlike mate ervaar in daardie jare van uittog en van 40 jaar van deur die woestyn en in die beloofde land. En daarom was daar goeie rede om te verwag dat daar dankbaarheid by hierdie volk sou wees, dat daar die 10 gebooie wat by die berg Sinai, toe God in verbond met hulle getree het, dat hulle dit sou naleef as dankbaarheid vir God se goedheid.
Maar wat het Israel gedoen? As hulle inkom in die beloofde land, as hulle te doen kry met die Baals en met die gesnede beelde van die Kanaaniete, dan vergeet hulle van die liefde van God. Dan vergeet hulle van sy trou oor hulle. Hoe dat hy hulle uitverkies het, uitgelei het. Hoe dat hy hulle aan hom verbind het. Hoe dat hulle ingelei is in die beloofde land waarvan ons al klaar ook gehoor het weer vanoggend. Dan offer hulle slagoffers aan die Baals en reukoffers aan die gesnede beelde. Ja, dan beoefen hulle die volkome ongeoorloofde afgodediens van die Kanaaniete. En as God dan sy profete na hulle stuur, soos in die Rigters en in Samuel en Konings beskrywe, sy profete stuur om hulle terug te roep na hom toe, om hulle dankbaarheid te betoon vir sy goedheid, sy gebooie sou bewaar, dan hardloop hulle weg vir die profete. Dan wil hulle nie gehoorsaam lewe nie, geen dankbaarheid nie. Hoe meer God roep, hoe meer dwaal Israel weg. Maar dan vra Hosea, hoe is dit moontlik? Dis vers 3. Hoe is dit moontlik dat Israel agter afgode gaan aan wegloop het? God het tog veel beter verdien as dit. Israel, hoe kon jy so iets doen? Dan stel hy die Here God self aan die woord in vers 3. Ek self het Efraim leer loop. Dis 'n klag uit die hart van God. Hoe kan jy dit doen? Die Here was dan vir hom soos 'n vader. Toe hy nog 'n klein kindjie was, het die Here hom leer loop. Israel het sy selfstandigwording as volk ervaar deur die genade van die Vader, van God wat as 'n vader was. Hulle het hulle hele bestaan verskuldig gewees aan God. En dan voeg die profeet nog daarby, hy het hulle, God, die Vader, het hulle sy arms geneem. Toe hy as kindjie wou val, toe hy nie verder kon loop nie, het God hom opgetel en in die arms gedra. God het Israel met noukeurigheid versorg en bewaar. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het nie herken, lees ons, dat ek hulle genees het nie. Israel erken dit nie, dat toe hulle geval het, dit God was wat hulle kom genees het nie. Israel erken dit nie, dat telkens toe hulle swaar gekry het onder die verdrukkende volke rondom hulle en die Here hulle telkens daaruit bevry het, dat die Here was wat hulle wonde versorg het nie. Nee, Israel erken nie die goedheid van die Here nie, daar's nie dankbaarheid nie. Daarom is dit dat God sy oordeele oor Israel afkondig in vers 5 tot 7. Maar weet u, liewe vriende, Israel is nie die enigste volk wat deur God met die keur van sy seëninge besoek is nie. Ook ons Afrikaner volk hier aan die suidpunt van Suid-Afrika, van Afrika, het te doen met die onuitspreeklike goedheid van die Here. Ons mag ons nie vereenselwig met Israel, die verbondsvolk, die uitverkore volk van God nie. Maar ons mag ons ook nie blind hou vir die feit dat hierdie volk geseën is met die rykste seëninge denkbaar uit die hand van 'n genadige God nie. Sien ons dit nie reeds aan die hand van hoe die Here reeds dit beskik het, dat toe Jan van Riebeeck in 1652 hier geland het, dit gedoen het op Tafelbaai met die Bybel in die hand. Sien ons dit nie dat die Here God gesorg het toe die Franse hugenote moes vlug vir hulle geloof, hulle klomp van hulle hierheen gekom het en opgeneem geraak het in die Afrikaner volk nie. Sien ons dit nie in ons geskiedenis, soos wat Gert dit vir ons hier verduidelik het, en wat baie ander kere ook in die geskiedenis duidelik is, in ons volksgeskiedenis, was daar wonderdade van God wat ons volkie beskerm het nie. Sien ons dit nie spesifiek in Bloedrivier, soos Gert dit vir ons verduidelik, is soos ons dit vandag vier nie. Maar as ons oop hou, sien ons dit nie dat die Here God vandag nog sy ryke seën oor hierdie volk uitstort nie. Is dit nie die seënende hand van God wat maak dat die Afrikaner volk nog die mees Christelike volk in die wêreld is nie? Is dit nie die genade van God wat nie toegelaat het dat hierdie land, wat ook ons land is, in vlamme opgegaan het in 94 nie?
Kan dit iets anders wees as Gods genade oor hierdie volkie van ons, wat nie teenstaande soveel negatiewe dinge teen ons in die nuwe Suid-Afrika, dat ons nog geseënd is met vrede, geseënd is met voorspoed en met werk, omdat daar baie minder werkloosheid onder ons is as die ander volkere te midde van wie ons woon. Is dit nie, as die Here ook vir ons reën gee soos in hierdie dae, alles net bewyse van dat God se genade oor ons groot is nie, en dat daar rede is vir dankbaarheid nie. Maar is daar dankbaarheid van ons volk? Of is die aanklag teen Israel ook op ons volk van toepassing? Hoe beter dit met die land gesteld is, des te beter het hy die klippilare gemaak, afgods altare gebou. Erken ons as volk die goedheid van die Here oor ons volk? Hoe is dit dan moontlik dat ons in ons dag 'n probleem van ontkerkliking het, groter as ooit tevore onder ons mense? Hoekom is dit dan dat ons kerke wil leegloop? Hoekom is dit dan dat diegene wat nog kerk toe gaan, so wêreldgelykvormig is en so vormgodsdiens beoefen? Is dit dat ons wegloop van die profete as hulle ons roep? Is dit dalk hoekom daar nou so min is wat geloftedag vier? Vriende, ons volk maak soos Israel. Ons sien God se goedheid in ons volksbestaan. Ons kan nie anders as om dit raak te sien nie. Maar ons erken nie die goedheid van die Here en toon nie die regte dankbaarheid nie. Nou weet jy, as God op grond van ondankbaarheid sy uitverkore volk Israel nie gespaar het nie, maar laat wegvoer het na Assirië, hoeveel te meer sal hy nie op grond van ons ondankbaarheid ons volk ook ten gronde rig nie. As ons nie nog wil sien hoe dat die Here sy seënende hand van ons mag wegneem en ons land en ons ou volkie ten onder laat gaan en in ellende dompel nie, met soveel wat ons reeds sien van omgekeerde rasisme en diskriminasie, weet jy, dan sal ons eenvoudig net moet terugkom na die Here. Dan sal ons in dankbaarheid die Here moet volg. Dan moet ons let op sy goedheid en begin lewe volgens die wil van die Here. Maar weet jy, net so min as wat God Israel te gronde wou rig, soos vers 8 so duidelik vir ons gewys het, net so min wil hy die Afrikaner volk vernietig. Maar dan moet vers 10, soos by Israel ook by ons waar wees, hulle sal agter die Here aantrek. Wat staan ons te doen? Ja, individueel moet ons onsself ondersoek, en dan moet ons ook met ons medegevolgsgenote praat oor die nakom van dat ons die Here sal dien. Reserveer ons nie dalk te maklik die oordeele van God net vir die wêreld, dalk vir die regering en vir die ander nasies rondom ons, wat dan nou in vreeslike sondes lewe nie. Weet jy, ons dink dalk ons ou Afrikaner volkie kan maar vry uitgaan. Maar as ons lees wat hier staan in hierdie woord, dan sê dit vir ons die oordeele van God kom nie in die eerste plek net oor die pleeg van die vreeslike sondes van moord en van diefstal en van korrupsie en van oorspel en al dies meer nie, maar dit kom ten diepste as 'n oordeel oor ondankbaarheid, onoplettendheid, om nie die genade en die goedheid van die Here in ons lewens raak te sien nie. En ons volk is hieraan ook skuldig. Die God se oordeel word ook daaroor verkondig. Ons hoor die roepe van God deur sy profete, ons hoor dit elke week. Maar luister ons daarna. Of vlug ons weg van hulle af, vlug ons na die wêreld, na die duiwel, na ons eie selflewe. Ons hoor die stem van die profete, ons hoor dit in ons kerke, ons hoor dit hier in hierdie saal, ons hoor dit op die televisie en op die radio. Dan kom die roepstem van God, dat ons tot bekering sal kom, dat ons tot toewyding sal kom, dat ons dankbare lewens sal lei, dat ons getrou sal wees aan hom, dat ons die Here met oorgawe en betrokkenheid in sy liggaam sal dien. Maar as ons uitkom, as ons klaar geluister het, wat doen ons? Loop ons dalk weg? Loop ons sommer maar net weg
Hoeveel kom daar van die konkrete, praktiese lewenswandel wat die Here van ons verwag as mense wat hom volg? Hoeveel kom daar na vore? Waar is die selfverloning? Waar is die volle toewyding as 'n betuiging van die dankbaarheid vir God se seëninge wat hy aan elkeen van ons individueel gee? Waar is ons getrouheid, ons dankbaarheid, ons betrokkenheid, ons lewe van heiliging om die Here te eer? Vriende, het die Here ons nie waarlik uit Egipte geroep nie? Het hy ons nie waarlik lief gehad nie? Ja, so groot was sy liefde, dat hy vir ons sy seun gegee het. Dat hy ons uit die slawehuis van sonde kon uitlei. En dit uit louter genade. En ervaar ons nie daagliks, elkeen in ons eie lewens, hoe al die goedheid van die Here is niks verdienste nie, is alles genade wat hy oor ons uitstort. Ervaar ons dit nie, dat hy ons wonde genees, dat hy ons in die arms opneem, dat hy ons deurdra in al die moeilikhede waarin ons ook kom nie. Maar hoe is dit dan, dat dit moontlik is, dat ons wat deur die Here bevry is, nie ons hele lewens aan hom toewy nie? Hierdie gesindheid van ondankbaarheid is 'n verraaiing van die gemis van wederliefde aan ons God en Vader en van geloof. Want dit is onmoontlik om wie in ware geloof in Christus Jesus ingelyf is, nie anders te kan as om jou lewe aan hom toe te wy. 'n Dankbare hart, al God se goedheid en genade in jou lewe te sien en dit dan in jou toegewyde lewe uit te leef nie. Vriende, ons selfondersoek moenie net daarom wees dat ons die oordeel van God oor ons volk probeer afwend nie. Dit moet wees maar net eenvoudig individueel, dat ons vir onsself afvra, leef ons regtig in dankbaarheid vir al die wonderlike genade wat God spesifiek in Christus Jesus vir ons beskikbaar gemaak het. En as ons osself ondersoek en ons sien, hier is soos by Israel vreeslik ondankbaarheid in ons lewens. Weet jy wat sien ons nog? Ons sien 'n ander kind wat ook uit Egipte geroep is, Jesus Christus. En weet jy, anders as Israel en soos ons ook geneig is om te doen, het hy gekom om die wil van die Vader te doen. Ook in die tuin van Getsemane het hy gesê, nie my wil nie, maar u wil geskied. Hy het die wil van God gedoen tot die einde toe. Hy het in gehoorsaamheid gegaan, ja, gehoorsaamheid tot die dood van die kruis. En in sy gehoorsaamheid het hy voorsiening gemaak ook vir ons ongehoorsaamheid en ons ondankbaarheid, toe hy betaal het vir ons skuld. In hom is daar daarom vir ons nie dit meer nodig om toorn te vrees van God se kant oor ons nie. Deur gelowige gemeenskap met hom word ons skuld versoen. Deur gelowige gemeenskap met hom word ons inderdaad ook gevorm om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, Jesus Christus, in wie se lewe daar geen ondankbaarheid is nie. In Jesus word ons agter die Here aangetrek. Vers 10. Sal ons nie, liewe vriende, op hierdie dag 'n besluit neem dat ons die Here Jesus van nou af die geleentheid wil bied om ons lewens van dankbaarheid en volle toewyding in ons uit te werk nie. Die Here gee ons op hierdie dag daardie geleentheid. Sal ons dit laat verbygaan? Ja, elkeen is individu, maar teenoor ons volksgenode, mede-Afrikaners, sal ons nie bid vir hulle dat die volk na die Here sal terugkom nie. En om dit voor te leef, sal ons dit individueel en as groep van gelowiges in ons gemeenteverbande en ook hier spesifiek op hierdie plek waar ons saam woon, sal ons dit nie uitlewe om die Here te dien nie. En sal ons dit nie ook met ons monde getuig, individueel en as groep van gelowiges nie. Sodat dit nie meer sal wees, dat ons sal wees soos Israel, uit Egipte geroep, maar ondankbaar nie. Maar dat ons sal wees soos die kind, Jesus Christus, dat ons hom sal volg, en dankbaar die lewe leef, van
individue en as groep van gelowiges, Afrikaners, wat ook die gelofte van 16 Desember 1838 uitleef. Amen. Kom ons bid. Here, as iemand ons praat, in die geskiedenis praat, en hoe praat die geskiedenis nie, maar dieselfde as hierdie geskiedenis van Israel nie. Ons het te bely, ons wil bely, ons wil individueel en as groep saam vir U sê, Here, begenadig ons, deur U Gees, om dit wat Jesus Christus vir ons kom doen het, uit te leef op so 'n manier, dat U ons sal bly seën, dat U ons nie onder gerig sal bring, en dat hierdie nasie, en hierdie volk, en hierdie land, steeds 'n plek sal kan hê, om U te vereer, en 'n plek te hê om U son om te kan lewe. Ons bid dit, in Jesus naam. Amen. Kom ons sluit af, deur nog 'n lied saam te sing. O God van Jakob, deur U hand, wat steeds U volk gevoed. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, gemeenskap van die Heilige Gees, met elkeen van ons wees. Amen. Onthou as jy die DVD wil bestel, daar agter by die deur.